Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons drink. Ek kom uit 'n generasie waar video's en DVD's nog 'n redelike algemene ding was, en so teen die agtergrond lees ek dat in die jaar 2000 het Netflix se uitvoerende hoof Reed Hastings vir Blockbuster video 'n aanbod gemaak om Netflix oor te koop in die jaar 2000. Nou, Blockbuster het op daai stadium is 'n maatskappy wat video's en DVD's uitverhuur het, nie kon dink of kon insien dat stromingsdienste vanuit waar jy in die gemak van jou huis sit, jy kan stroom, dat dit ooit 'n ding sal word nie. En 10 jaar later is Blockbuster toe bankrot verklaar, en ons weet almal van Netflix se suksesstorie en hoe COVID en alles eintlik dit nog 'n verdere hupstoot gegee het. Maar my so laat dink hoe verkeerde besluite in ons lewens geweldige impak op ons lewens kan hê. En soos wat 'n mens ook verouder, is daar baie ruimte vir terugdink aan dom, stupid, dis maar die mooiste Afrikaans wat ou kan kry, besluite wat ou geneem het, wat soms groot konsekwensies gehad het vir ou se lewe. Ek dink dat sommige mense se verkeerde besluite ongelukkig baie keer nie sommer net verwyder kan word nie, en baie duideliker sigbaar is, maar ons het almal, en ek mag veralgemeen, almal van ons het al dom, verkeerde besluite geneem, wat vir ons dalk baie pyn en lyding veroorsaak het. En ek het soms so 'n bietjie gedink, maar as 'n ou dan nou 'n groot besluit moet neem, wat moet ons doen dan as besluite soveel konsekwensies inhou? En hoe lyk dit om 'n goeie, hoe neem 'n mens 'n goeie besluit? En ek kon nie anders as om te begin met net die wete van dat 'n ou met diep afhanklikheid, nederigheid en vertroue vir wysheid wat ek kort kom na die Here te moet kom, en dat dit die begin is van 'n goeie besluit. Om nie staat te maak op eie insig en eers jou eie potensiaal of moontlikheid om 'n oplossing kry te vertrou nie. So dis waar dit basies maar begin, maar ook seker te maak dat dit bots nie met my waardes nie. As iets grys begin word, dan moet ek begin wonder, veral by die neem van groot besluite, bots dit nie met my waardes nie. En dan dink ek 'n baie belangrike ding is om iemand wat jy vertrou ook met hierdie besluit te vertrou. Soms het hulle net 'n ander perspektief wat vir jou 'n breër perspektief gee op die besluit wat jy moet neem. Medegelowiges, ouens wat saam kan bid vir wysheid, baie belangrik in hierdie hele proses. Moet ook nie daai sagte fluistering van jou gewete ignoreer nie. Soms het 'n mens net nie vrede in jou hart oor 'n besluit wat geneem moet word nie. En dan dink ek in die laaste instansie moet ek myself afvra of hierdie besluit in diens staan van die pad en plek wat ek glo God vir my bestem het. Is dit waardeur ek God meer en meer kan verheerlik in hierdie besluit wat ek neem? Hoe nodig het ons onsself nie te vergewe vir al die dom besluite, en soos Koos Doep se liedjie, elke dwaalpaadjie ken 'n mens soms, maar weet verseker dat ons 'n God vol genade en nuwe kansse dien. Maar aan die einde van alles is die grootste en die belangrikste besluit wat jy moet neem, een wat gaan oor soos wat Joshua gesê het, ek en my huis, ons sal die Here dien. Jy kan hierdie gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp en Nakie Shrink. Jy kan vir my skryf, eugenekemp@me.com.